Beeld nou daar. Ernstig? Ja, Nee, uh, hierdie boek het ook 'n komponent van grense, maar hoekom ek die boek toe gekies het, is omdat hierdie boek eintlik vir ons prakties bring by verslawende patrone. En net gewonder in watter mate die boek dalk al klaar 'n klomp goed saamvat oor grense. As julle egter voel julle wil nog 'n ronde met grense werk, dan is Claudia Townsend se hele reeks oor boundaries is daar. En kan ons dit doen? Ek wou net nie dat ons dupliseer nie. En toe het ek nou die keuse gemaak om hierdie een op die tafel te sit en nie Claudia Townsend se goed nie. So julle moet nou vir my asseblief help. Wil julle nog iets doen oor grense, of het julle nou genoeg gehad, of praat met my bietjie, of wat is julle ander behoeftes? Hoe, praat gou met my. Want ek moet nou begin voorberei en julle moet begin koop. ja. Ek dink nie dis nodig nie, Karel. Nee, ek dink ook as jy sê ja. Die manier wat hulle hier verduidelik kan vir enige verslawing wees. Ja. So boundaries is ook maar net weer een van daai goed wat jy moet regkry. Ja. Jy sien, boundaries is nie net verslawing nie, maar baie van die goed waaroor hy hier skryf, is goed wat jy in die algemeen ook kan toepas. Vat nou maar sommer net sy ding wat hy geskryf het van die omgewing wat maak dat mense beïnvloed word. Ek meen, dis dadelik al 'n grens om versigtig te wees vir die omgewing waar jy ingaan, nee te sê vir 'n verkeerde omgewing, want dit kan by verslawing uitkom, né? Alright, hoe voel jy, Tia? Sê jy vir my. Nee, omdat ek luister maar ek gaan saam met julle eers gaan, omdat ek mos nog maar die eerste keer die goed doen. So, maar jy is welkom. Ons het altyd nuwelinge nodig om 'n indrukke vir ons te gee. Mense luister nie altyd na ou stemme, nou hoor jy nooit iets niets nie. Ja, Dis so. ja. So sê gerus hoe jy voel. Nee. Soos Lenora nou sê, ek meen, soos die stuk wat ek ook nou al gelees het, ek meen, dis nie spesifiek gemaak op net op dit of dit, dis in die algemeen. Korrek, ja. Ja. Korrek. Hier spits hy nou toe op verslawende patrone, gesond en sleg, verslawende patrone, as 'n, kom ons met 'n fokuspunt vir die breë ding van algemene riglyne, die groter prentjie. Ja. Hoe voel jy? Ja. Nee, ek voel ook soos Nora. Alright. Okay, dan gaan ek nou so bietjie op daai lys wat julle my gegee het, verder kyk. En dan gaan ek julle splash en vir julle sê, hierdie is 'n onderwerp wat daar goeie navraag oor was. Wat sê julle hiervan? En dan sal ek vir julle spesifieke boek ook voorskryf, wat ons dan gaan in gesprek tree. As julle twee, Lenora en Renay, as julle twee voel van die onderwerpe wat ons in die eerste 2 jaar gedoen het, sal julle graag weer wil herbesoek. Sê dit. Ek meen, sy is nie in die ding, en 'n mens vind altyd waarde om 'n ding 'n tweede keer te besoek. So as daar iets is uit die voriges wat julle voel, dan sal dit nogal heeltemal in die lyn val. Hierdie vraag is so bietjie gebore uit 'n vraag wat ek vir julle het. In watter mate gebruik julle die narratiewe terapie? En nou hoor julle, ek sit nou geen inhoud in die woord narratiewe terapie nie. Wat gebruik julle in die narratiewe terapie wat julle met mense, as julle met mense werk? Wat onthou jy van hoeveel jaar terug, 3 jaar terug, 2 jaar, 3 jaar terug? Die groot ding is jy moet luister. En jy moet nie jou oordeel of hulle lei in 'n rigting. Hulle moet eintlik maar self by die oplossing uitkom. Dis soos ek het Ja, hulle moet self hulle nuwe stories skryf. Nuwe storie het ook Ja. gebeure. Ja. Reg luister. Belangrike ding ook, né, is die ding van oop einde oplossings, dat jy nie jou oplossing op die op hulle tafel afdruk sit nie, nie. hulle Ja. ontdek hulle eie oplossing,
wat soms vir jou as terapeut of versorger baie verrassend kan wees wie dalk nie verwag het nie. Ja. Ek sien julle onthou daarom nog van die goed. Ja. Wat? Gebruik het baie. Ja, ek gebruik Julle dit baie? Ja, ek gebruik dit baie. Ja. Dit laat 'n mens in, kom ons sê net maar 'n probleem in jou alledaagse lewe, Ja. vir myself, dit beter hanteer as wat ek dit sou hanteer het. Ja. En dan ook terloops het Tiaan jou gebel. Hy het my gevra, ek het vir hom gesê is reg. Ek het vir hom gesê gee my tyd maandag, dinsdag of woensdag volgende week. Hy het nog nie teruggekom na my. Okay. Nou, jy Maar weet, nou, ek meen hy's nog in Australië, né? ja, hy gaan Australië se in tyd en ons tyd is so teenoorgestel is dat hy ook nog nie vir my in sy nagte sal antwoord nie. Ja, hy sal nie nou kan antwoord. Nee, hy sal nie kan nie. Maar hy sal waarskynlik kan praat wanneer dit so 10:00, 11:00 in die oggend by ons Kyk, ons kyk. Hier sy boodskap hè. Ek het vir hom gestuur 1:30 vanmiddag. Hy het hom gelees en ek het geskrywe maandag, dinsdag of woensdag, ek hoor graag van jou. So hy sal nog terug, maar hy het hom gelees, so hy sal terugkom. Ekskuus, ons is by die narratiewe terapie. So, Het jy in jou studietyd oor die narratiewe terapie geleer? Nee. OK. Ek self gebruik narratiewe terapie seker 80% van die kere wat ek met mense in gesprek is. Seker, ek wil amper sê meer as dit. Elke gesprek het 'n narratiewe ondertoon. Elkeen. Almal se uitkoms is 'n bietjie anders. Maar elkeen is daar. So as jy voel jy wil graag 'n bietjie meer van die narratiewe terapie leer, dan gaan besoek ons weer daai boeke, maar dit hang nou van julle af. As julle voel nee, dan doen ons iets anders. ja, daar's 'n goeie ene en dan natuurlik die ander een wat ek niks van gehou het nie. Mooi, kom ons doen hom nou. Is daai Death and Dying. Ek het Kubler-Ross on Death and niks Dying. gehou van daai boek nie. Dit het my depressed gemaak. Ken jy daai boek? Maar dit was Oor vir my, sterwensbegeleiding. ja, dit is vir my veral in die situasie waar ek is dit vir my nodig. Ja, ek sal ook Death and Dying, want ek het baie met dit te doen. Ons kan dit doen. Baie. Ons kan ook saam met Death and Dying kan ons ook 'n boek doen. Ek het hom ongelukkig nou net nie in boekvorm nie, ek het hom in fotostaatvorm van Worden, W-O-R-D-E-N, 'n Nederlander wat ook hieroor skryf en wat die veld so 'n klein bietjie oper maak rondom Death and Dying. En dan weet julle het ek nou by Kubler-Ross nog 2 stappe bygesit. Ek dink Ja, daar was 5 en jy het nog ja, ek het hom by 7 gesit, gemaak want ek 7. dink met my ervaring gaan jy nie met 5 regkom nie. Gaan maar nog 2 bykom. Ja. So ons kan Death and Dying ook doen. Dis goed wat Tia nog nie gedoen het nie, maar Lien sou dit dalkies nie gedoen het nie, want dis goed wat ons in ons eerste jaar gedoen het en sy het eers in die tweede jaar bygekom. So hy kan ons bysit en uit die aard van die saak Armando het dit dan ook nie gedoen nie. So ons kan Death and Dying weer doen, Kubler-Ross, en dan sal ek die boek van Worden, daai fotostate van Worden sal ek fotostateer vir julle almal. Sorry. OK. Het julle nog Death and Dying se boek? Ja, Ek Julle het het nog al hom my nog. boeke, ja. Julle ek het nou hom die nog. dag daardeur gelees weer. OK. Ek wonder of ek hom nog het. Ek dink ek het hom weggegee. Wat maak nie saak nie. Ek het nog 'n boek van jou by my. Net een, ek dog jy het Nee, 5. daar's 'n paar. Maar spesifiek die Boundaries boek. Ja, hy's by jou. Is by my. Hy's by jou. OK. Kom ons maak dan vas. Stuur jy hierdie op die groep? Ja, ek So jy stuur hom nie net vir Carmen nie. Jy stuur hom nie net vir Carmen nie. Nee. Jy sit hom op die groep. Dan kan ons almal weer kyk. Presies. So almal wat nou hierdie ding gaan kry, gaan nou weet tweede kwartaal Kubler-Ross on Death and Dying. Ek sal Worden sinne vir julle kry. Okay.
En On Death and Dying, Carmen behoort hom ook te hê. Sy behoort hom ook Ja. te hê. Sal jy Ja, dan sy het. 'n foto opsit dat ek hom net weer kan kry op Facebook? Ja, of as jy wil kan jy myne vat en dan kan jy kopies maak van hom. Nee, sy wil. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Ek Ja, is dink, nie dik boek nie. ja, ek weet nie of hy nog Ek op, kan nie eens lekker om kyk as hy nie nog op die mark is nie, dan kan jy hom fotostateer. Dan is daar geen. As hy op die mark is, mag jy net 80% fotostateer. Maar partykeer is jy gelukkig dat die inleiding en die inhoudsopgawe klomp bladsye opneem, dan kan jy hom nog inpas in Wie gaan 80%. weet jy doen na Okay, jou ek sal boek? 50% doen en dan doen jy die ander kant. Ja, jy's heeltemal reg, maar dit gaan net daaroor dat 'n mens eintlik die skrywer Ja, benadeel. benadeel. Ja. En dit wil 'n mens Sy nie maak graag nie doen. baie so lyk nie. Daar's niemand hierdie wil Ja, hê nie. asseblief Edith, As asseblief julle. niemand dit wil hê nie. Dis 'n blou boek. Want soos ek sê by my is Nee. Luister nie, jy's is 'n bloue. Ek het 'n swart en witte kopie. ja, ek het ook 'n bloue. By Douglas Smith. Nee. Of nou sê, dan kyk dan Jy sal dieselfde skrywer wees, maar die boek gaan nie noodwendig dieselfde lyk Ek nie. dink is 'n blou boek. Dit is 'n blou boek. Ek gaan nou Myne is 'n swart en witte of 'n grys en 'n witte. die besig geskryf. Kubler, Blou. Kubler Ross. Hoe spel jy hom? KIB K-I-B. Kubler. Bibler koppelteken Ross. Nog ons sal vir jou foto's daar Nee, maak. nee, nee. Dit lyk baie dis. Ons sal hom afneem en vir jou stuur. Ja. Ja. Life and Death Lessons from Elizabeth Kubler-Ross. Dis sy daai. Is dit? Ag nee, jy kan dit is dit gaan Maar nie. dit is nie hy nie. Sê hy nie. On Death and Dying is die boek se naam. On Death and Dying. Kom aan, stuur hom aan. Hier sê. On Death and Dying. Allee, Dis hy. as hy. Ja. En dit weet ek kos en Nee, Wat? dat weet jy vir die 5389. Nee, kan nie wees nie. Hardback. Nee, hy is ook hier so by die 300, 400 dollar. Stuur hom aan. Want dan kyk Jy moet kyk of jy hom nie tweedehands kan kry nie. Ja. Maar moontlik kan jy hom kry by Koem of een van die plekke. Ja, daar. Okay. Lekker. Presies dan. Ek is bly. Daar's hy. Daar's nog van daai na daai kant toe. Nora kom, dan gaan. Okay, ek dan sal kan jy dit eet ek sal asseblief ek tog. sal die groente eet. Kan maar die goedjies uit die broodjie ook eet. Alright. Waar trek ons nou? Nommer 8. Ons begin by nommer 8 tot by nommer 10 vanaand. Ja. Okay, julle. Welkom Carmen en al die ander wat miskien op die klein skermpie saam met ons is. Dankie dat julle hier is. En dankie vir julle 3 wat hier is. Besonder vir jou Tia met jou baie moeilike omstandighede met siekte en hospitaal en al tussenin. Dink besonder vanaand aan jou. Regtig. En Carmen, Lenora. Dink aan jou. Lyk of jy dik geslaan is. Ja, is lekker om jou te sien. En vir jou Lenay, is altyd lekker om jou te sien. Dankie vir die eetgoedjies. Ja. Baie dankie daarvoor. Alright. Kom ons raak eers net bewus van die Here se teenwoordigheid. Groot deel van dit wat ons hier doen is mos ook soms so 'n bietjie spiritualiteitsgroei. Om ook te groei in ons verhouding met die Here en ook te groei saam met mekaar. Toe raak sommer net bewus van God se teenwoordigheid.
watter faset van jou lewe het jy God se teenwoordigheid nodig? Is dit in jou denke, jou hoof? Is dit in jou hande, dat wat jy doen? Of is dit in jou hart? Hoof, jou denke, jou keuses, alles wat daar in jou kop gebeur, in jou brein gebeur? Of is dit, jy het God se teenwoordigheid nodig, en wat jy doen, dalk te besig, dalk soekend na betekenis in wat jy doen? Of is dit in jou hart, jou emosies, spanning, bekommernisse, hartseer, blydskap? As dit in jou denke is, besluite, watter mense is ter sprake? As dit in jou hand is, jou doen, watter mense is daar ter sprake? As dit in jou emosies is, in jou hart is, watter mense is daar ter sprake? Laat die Here toe om daardie mense nou vir jou uit te wys. Het kan natuurlik ook by al drie wees, maar wie is dit wat die Here nou vir jou uitwys? Dan gebruik jy so 'n paar minute om net die Here toe te laat om dit vir jou te wys, die mense vir jou te wys. En dit is hoogs waarskynlik dat die Here vir jou die dinge uitwys, omdat hy waarskynlik vir jou wil gebruik om vir hierdie mense te bid, mense te bid. En dikwels is dit moeilik, want dan wys die Here vir ons soms 'n vyand uit, iemand wat ons nie van hou nie, of iemand vir wie ons nie maklik bid nie. Dalk nie. Maar vanaand wys die Here die persoon vir jou uit, om vir hom te bid of vir haar te bid. Here, ons is nie heel as ons vir ander mense bid nie. Ons bid nie uit 'n posisie waar ons 100% gesond is nie. Ons bid nie uit 'n posisie waar ons koppe, ons hoof, ons brein altyd reg werk nie.
Ons bid nie uit 'n posisie waar ons besig wees en ons werk bemeester het, en dit wat ons doen perfek doen nie. En ons bid ook nie uit 'n posisie waar ons emosioneel onsself volledig onder beheer het nie. Daarom kniel ons voor U, omdat hulle wat in ons gedagtes ingekom het, dalk ook op hulle knieë is. Ons kniel langs hulle. Maar ons weet aan die ander kant van hierdie knielende persoon is U die een wat ook kom kniel by ons. Maar ons bid ook dat U vir ons 4 genade sal gee om ook stikkende mense saggies te hanteer, soos wat ons ook graag saggies gehanteer sal wil word. Doen aan ander soos wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Ons wil dit verder vat. Ons wil gaan doen aan ander soos Jesus aan ons gedoen het. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons vanaand begin met 'n storieetjie. Ek nou in De Aar Pinkster gehou. Baie interessante soort van Pinkster gewees. Die man daar, ek wil nou nie, ek weet nie wie van julle ken De Aar en ken mense op De Aar? Ek het familie Gehad. Okay. Maar die storie wat ek nou vir julle vertel, wil ek nou nie eintlik hy moet uitvertel word nie, want net ons daar iemand op De Aar wat die betrokke persoon ken. Die Pinkster het opgehou donderdag. Die Pinkster opgehou en toe het ek Vrydag en Saterdag oorgebly vir pastorale werk wat sou opduik uit die Pinkster wat inderdaad gebeur het, en Sondag het ek teruggekom. Donderdag aand kom 'n ou na my toe. Maar jy kan sien hy's hard deur die lewe geslaan. Jy kan dit sien. 'n Paar jaar terug, ek kan nie meer die jaar onthou nie, 'n paar jaar terug, mag 8 jaar terug, dink is 8, toe was hy volslae alkoholus. En hy loop in die straat van die Borrelstoor af na sy huis toe. En op die hoek waar hy moet links draai, stop 'n kar waar hy moet regs draai, stop 'n kar wat links moet draai. En die ou in die kar skree oor kan die straat vir hom. Luister jy, by die kerk is daar werk, jy wil nie vir ons kom werk nie. Toe sê die dominee, wat dit vir hom oor die straat skree. En hy sê voordat hy kon dink, toe sê hy vir die dominee, ja. En die dominee sê vir hom, sien jou môreoggend by die kerk, en daar het die dominee nie gaan werk. Volgende oggend toe meld hy aan by die kerk, toe sê die koster. Hy is nou al sê nou maar 8 jaar koster. Toe het hy nou opgehou drink en alles. Doen sy werk met soveel toewyding. Ek dink nie ek het al maklik. Ek het kosters al kry wat so sy werk, maar ek het nog nie kosters gekry wat in sy situasie beter werk nie, want hy is alleen, hy is nie getroud nie, en so. Dink nou aan jou ma, sy is 'n briljante koster, briljant, maar jy kan nie eintlik regtig vergelyk nie. So dis hoekom ek sê, jy kry dieselfde kwaliteit, maar jy kry nie presies dieselfde inputs nie. Almal gee hulle eie inputs. Die dag, dis donderdag aand,
die laaste aand. Toe sê hy vir my, ons het toe nou begin gesels, toe sê hy vir my, hy is 2 keer in sy lewe, en hy wys vir my die merk op sy hande en alles, hy is 2 keer in sy lewe aangerand, ernstig aangerand. So ek sê die merk is dit nou nog daar. Ek sê vir hom, ek sien hom môreoggend, dis Vrydagoggend, sien ek jou 8:30 by die kerk. Daar's 2 begrafnisse, hy moet die klok lui, die een is 10:00, die een is die middag, hy moet die klok lui daar, 8:30. Ek sê vir hom, ek kry jou 8:30 by die kerk. Daai aand, toe hy op sy fiets, die donderdag aand, op sy fiets huis toe ry, toe hy by die huis kom, toe rondel hom weer aan, toe kom hy haar aan by die kerk met so blou oog en alles. En hy sê vir my, waarom moet ek weer aangerand word? Hy sê, kyk hier, ek leef nou vir die Here, ek doen alles. Hoekom nou dit? Maar ek laat hom toe nou eers die donderdag aan, sê vir hom, kom ons gesels oor jou vorige aanrandings, min weet ek, hier gaan die nag nog 'n derde ene gebeur. En ek laat hom toe nou maar eers sy vorige 2 aanrandings stories vertel, jy weet dat ek die prentjie kry, en toe vra ek vir hom, wat het gisterand gebeur, toe vertel hy my nou die storie en alles. Maar na alles vra hy steeds vir my die vraag, hoekom moet ek dit weer deurgaan? Nou, hy het omtrent niks. Hy kry sy ou karige kostersalaris, hy het net 'n fiets om op te ry, en hy bly letterlik in 'n kamer. Bly hy in die huis wat hy bly, net omtrent niks in die huis nie. En ek sê vir hom, kom ons dink, die vraag wat jy vra, hoekom alweer ek, is dit die enigste vraag wat 'n mens kan vra oor wat hier gebeur. Hy dink so rukkie, ek sien hom sy gesig nog voor my, dink so rukkie. Hy sê net, daar seker ander vrae ook, sê hy, maar dis die enigste vraag wat nou in my kop is. Ek sê vir hom, as jy die vraag vra, hoekom alweer ek, dan is dit 'n ek-vraag, dan sentreer die vraag om jou. Dink jy nie dat 'n mens die vraag ook kan fokus op die ou wat jou aangerand het, en jy en ek glo albei in God, en op God nie, in plaas van net op jou. Nou julle sal weet in die narratiewe terapie, as jou vra, wat probeer om ander perspektiewe te gee. Ek sê dit soms. Hy stem toe in, dit is so, maar hy sê, ek kry dit nie reg nie. En toe doen hy wat ek graag hoop hy doen. Hy sê vir my, Karel, sal jy vir my help met die ander 2 vrae? Nou wat doen ek? Ek gaan my help, die antwoorde sit binne in hom. So wat doen ek? Ek sê vir hom, vra vir hom, vra vir hom. Ok, maar nou, wag, nou moet ek nou eers dit ook nog sê, die vorige aand het ek 'n storie vertel van 'n ou wat in Bloemfontein op sy fiets omgery is op die snelweg, en toe by my kom sit het en vir my gevra het, hoekom ry daai ou my se onderste bo, ook 'n pragtige kind van die Here, en jaag hy nog weg ook. En toe by die insig gekom het van, die vraag is, waarmee is God in my lewe besig? En toe agtergekom, dis 'n kort storieetjie, en toe agtergekom het, dat God is besig in die situasie, God is nie buite die situasie nie, en toe kom, en self die insig ontwikkel, om te sê, God het ingegryp, want ek was besig om van fietsry af God te maak, wat vir my belangriker geraak het, as om God te dien. Sy kry. Nou, dis die storie wat ek die Woensdag aand vertel, en mens sien hoe werk die Here die goed. En ek vra vir hom toe, dis nou vir die koster, ek vra vir hom nou, die storie van gisterand se fiets, ryery, sê dit iets vir jou?
Hy sê, ja, ek moet die vraag vra, waarmee is God besig? Ek sê, great, waarmee is God besig? Hy sê vir my, min of meer die volgende, hy sê, God is besig om vir my te toets, dit is nog maar sy woorde gewees, om my te toets in my geloof. Ek sê, great, wat 'n manier toets die Here vir jou? Nou, ek gaan nou nie die storie verder uitrek nie. Die uiteinde hiervan was dat hy uitstap met so 'n smile en ontdek dat hy vir hierdie ou wat hom aangerand het, waarskynlik die enigste ou wat vir daai ou bid. Waarskynlik. Sy die enigste ou wat vir daai ou bid. En hy ontdek dat God hom, hierdie ou wat boemelaar was, wat alkoholist was, wat niks het nie, dat God hom verhef tot een van die voorbidders vir daai ou wat hom aangerand het. Hy het ingestap met 'n woede, hy het uitgestap sonder woede. Nog ongelukkig, hy het nie saak, is nog goed wat hy moet doen, maar hy is gestroop van sy woede, toe hy agterkom, daar is 'n doel, daar is iets groter as net my eie verwysingsraamwerk. Ek vertel die storie vir julle, want as ek op bladsy 136 kom, 137, hoop julle het alles gelees. Ja. Great! Ek het net gesken. Het jy net gesken? Ja, ek het net Toe maar hulle gaan vir jou help. As jy kyk by 136, 137, kom ons kyk eers na how to create a good habit. Onthou nou, hierdie ou se habit was kwaad woede, hoekom ek? Dis sy standaardvraag wat hy oor 8 jaar vra. Hy het 'n habit, 'n slegte habit gehad van negatief dink, gaan oor homself alles. Kom ons kyk, how to create a good habit, maar nou op die volgende bladsy 137, how to break a bad habit. Kom ons kyk gou so 'n bietjie in die lig van my storie en in die lig van hierdie 2 bladsye. Kom ons lees gou die 2 bladsye deur. How to create a good habit. Dink nou aan die storie en dan terwyl ek dit lees, dan kan jy notaatjies mos nou maak. Fill out the habits scorecard. Alright, dit gaan ons nie nou doen nie. Write down your current habits to become aware of them. Ons het dit nou nie met die ou geskryf nie, maar ek het laat hy praat. Use implementation intentions. I will behavior at time and location. Ek gaan nie nou dit invul nie, julle kan dit dink. Use habit stacking. After current habit, I will a new habit. Julle gaan nou kan bietjie gesels. Design your environment. Make the cues of good habits obvious and visible. Ek het baie sterk op hierdie ene gefokus, soos julle nou sal hoor. Second law, use temptation bundling. Pair an action you want to do with the action you need to do. Join a culture where your desired behavior is the normal behavior. Create a motivational ritual. Do something you enjoy immediately before a difficult habit. How to break a bad habit. Reduce exposure. Remove the cues of your bad habits. Remove the cues of your bad habits from your environment. Reframe your mindset. Highlight the benefits of avoiding your bad habits. Jy hoef nou nie die storie te gebruik nie, maar miskien kan jy lyne trek in terme van how to create good habits, how to break bad habits. Julle sou gesien het, in die laaste hoofstuk wat julle gelees het, hoofstuk 10, sou julle gesien het,
die hele ding van fix and find the causes of your bad habits. Hy maak hier baie van mense wat rook en sulke soorte van goede. Right, kom ons gesels 'n bietjie. How to create a good habit, how to break a bad habit. Ek sou, as ek die boek geskryf het, die 2 bladsye het omgeruil. Ja, ek sou dit omgeruil. Ja, ek sou die 2 bladsye het Ja, omgeruil. want die bad habit is, laat jy okay. groei. Ja. Want alright, daar het julle hom. Kom ons gesels 'n bietjie. Wat het julle gelees oor hierdie 2 opskriffies? Miskien saam met my storie, maar wat het julle gelees oor die 2 opskriffies? How to break a bad habit, dis hoofstuk 10. How to create a good habit, wat nou eintlik al van die eerste hoofstuk al deurkom en ook hoofstuk 8 en 9. Gaan ons. Ja, sy bad habit is dat hy, soos jy sê, dit na homself toe trek. Hy, Go, gaan hom nie op praat nie. ja, die hele aanval op die, toe dit gebeur het, onthou hy die ander ook. So dit maak dit sleg. Sy environment, Sy environment. het was eintlik hy. Ja. Sy environment was hy, Ja. met die 3 aanrandings, met die plekke waar hy bly, Alles binne toe. sy environment was hy self. Ja. Alles Né? het binne toe En as gegaan. jy nou kyk na 1.4, die hele ding van vergroot, net sy environment, maak die prentjie net groter. Okay, dankie Renée. Kom, ek gaan nou nie elke slag inkom nie. Ek wil eintlik mos, julle weet mos hoe dit werk, ons gesels. Dis mos 'n gespreksbyeenkoms. Wel, vir my om 'n good habit te create, nee, is eintlik maar dieselfde as om 'n bad habit Te breek. te breek. Vertel verder. Ek gaan nou nie noodwendig die ou as 'n voorbeeld gebruik nie, maar Dis alright, maak jy saak. as jy iets moet doen, en jy dit nie wil doen nie, dan maak jy mos nou daai lysie net sodat jy in jou good habit kan inkom deur vir jou te sê jy maak koffie in die oggend en daarna doen jy dit en daarna doen jy dit en wat ook al. En dan het jy 'n tipe van 'n patroon wat in plek is waar jy gaan doen wat jy van hou om te doen, maar jy gaan ook doen wat jy moet doen, maar wat jy nie noodwendig van hou om te doen nie. Ja, sure, ek weet nie om dit anders te stel. Die interessante ding is, nee, ek hou nie daarvan, ek gebruik mos my voorbeeld, wat dalk ook waar is, ek hou nie daarvan om in die donker oggend 5 uur op te staan, en te gaan stap tot 6:30 toe nie, 6:30 begin het so skemera. Maar die interessante ding is, ek het dit maar begin doen, want ek kry nie later in die dag tyd om te gaan stap nie. Nou, as ek nie 5 uur opstaan nie, ek stel nie meer 'n wekker nie, 5 uur skrik ek wakker, en as ek nie gaan nie, dan voel ek skuldig vir die hele dag. Jy verstaan, daai gesonde habit, het eintlik nou by my so natuur geword, dat as ek daai gesonde habit nie doen nie, dan voel ek eintlik skuldig. Maar jou sin wat jy, ekskuus, praat eers gou. Ja, met hierdie storie, want my bad habit is, ek het 'n horde goed om te doen. 'n Horde. Okay. My ma sê altyd, ek is heeltyd besig en ek doen niks. So, ek het soveel goed om te doen, maar ek kom nie uit by dit wat ek eintlik veronderstel is om te doen. Dis 'n bad habit. Dit is 'n bad habit. Okay. So wat moet ek doen? Ek moet my koffie drink in die oggend, ek moet die kinders skool toe vat. As ek die kinders by die huis, as ek by die huis kom, dan moet ek gou-gou ontbyt eet en dan moet ek my 10 kliënte bel. Want as ek klaar die 10 kliënte gebel het, wat ek nou nie van hou om te doen nie, party mense is maar baie onbeskof, dan kan ek daarna 'n break vat en kom ons sê nou maar 'n game op my foon speel. Dan reward ek myself vir
vir die 10 kliënte wat ek gebel het. So ek pas dit in my normale daaglikse ritueel, kan ek maar sê. Net om dit gedoen te kry, maar dan maak ek dit net aantrekliker vir myself, want ek gaan die reward kry op die einde van die dag. Okay. Hy skryf ook oor die goeters wat jy nou gesê het hier, né? Nice. Nice. Maar ek wil jou gou challenge. Praat met my gou saam. Ek wil jou gou challenge. Jy het gesê as ek 'n bad habit breek, dan create ek outomaties 'n good habit. Is dit so? Nie noodwendig. Dit is nie noodwendig nie. Dit kan wees, maar is nie noodwendig nie om 'n glas water, vuil water uit te gooi. Beteken nie nou is die glas vol skoon water nie. Kyk, daar's twee maniere hoe jy met so 'n glas water kan werk, né? Die een manier is gooi hom weg, die vuil water. Nou is hy leeg, jy was hom eers en dan gooi jy skoon water in. Of die ander manier is jy gooi aan mekaar skoon water in, laat hy hom uitspoel. Dan is hy nooit leeg nie. Verstaan, dan is hy nooit leeg nie. En baie keer is dit half 'n uitvloei en 'n invloei, soos wat jy reg gesê het net nou, maar sy noodwendig altyd so nie. Soms het hy nodig om eers gewas te word. Jy's 100% reg. En wat sou dit wees? Sou dit jou environment wees? Kom ons praat daaroor, nie my vraag. Ek is stupid, man. Ek dink tog so, want ek dink tog as ek my lesenaar gebruik om te gaan sit en my werk te doen en dit is, ek werk net by my lesenaar, dan gaan ek nie my lesenaar vol pille en make-up en gesiggoeders pak en op my bed sit en bel nie. Dit maak net dit soveel makliker om te fokus op dit wat jy besig is op daai stadium, as wat jy nou 'n plek probeer uitskrop waar jy eintlik veronderstel is om te slaap. As dit sin maak. Nee, maak sin. Ek wag net dat julle verder daaroor moet gesels, want op 'n manier sê jy 'n belangrike ding, en dit is dat as ek daai spasie vol goed prop en ek moet op my bed gaan sit, dan is ek 'n slaaf van daai goed. Van jou bad habit. Dan is ek nog steeds verval in 'n bad habit. Ek is 'n slaaf. En 'n slaaf is iemand wat van bo af deur iets beheer word. En 'n slaaf is iemand wat in hierdie ding wat my verslaaf eintlik opgaan en ek kan amper nie meer daarsonder nie. Mens sien, dit is my probleem. Ek kan nie kos maak in 'n vuil kombuis nie. Dis reg. Ek kan nie begin mooi skryf in 'n boek waar die kinders voorin bekrap het. Alright. Ja, maar hoekom kan jy nie jou kamer reghou nie? Nee, Hoekom? want daar staan penne en brille en alles Ja, bo maar op my hoekom lesenaar. sit jy dit in die badkamer of Daar op is 'n nie ander plek in die plek nie? badkamer nie. Nou maar Maar alright, ek goed. meen, ek kan dit wegpak op 'n beter manier. Okay. Ja, Maar dit is van leigatheid dat ek alles net op die lesenaar neersit, dis maklik. Okay. Môre vat ek dit net weer daar ek gebruik het en dan sit ek dit weer terug. Ek sien dit. Die pille wat ek sien voor my, anders vergeet ek om die pille te drink. Wat ons ook gesê het, wat nodig is, né? Dat dit wat jy sien, skep vir jou 'n ander prentjie as dit wat weggesteek is, né? Okay, dit het ons gesê vir mekaar. Maar nou lyk vir my dit wat jy sien Dit Krap lei is nou vervat in 'n bad habit. Dit is 'n absolute bad habit. Nou maar dit verander my of ons. baadjie ophang op 'n hanger, nee, ek hang hom bo die stoel. Nou maar alright, kom ons kyk of ons saam kan gesels, want opgaar bly mos nou maar een van ons maklike bad Ja. habits. Ja. Dit's 'n maklike bad habit. Voor ons so uitvee word dit 'n bad habit. Alright, kom ons gesels bietjie saam. Kom ons kyk of ons hom so bietjie nek kan omdraai vanaand. Ja, miskien omdat dit my werk is, ek kom in mense se huise in, dan's dit chaos. Jy praat nie En van dan- my huisie, né? Nee,
Nee, Jy praat nie uit nie, hoor. Jou huis is fyn. Nee, praat nie uit. Maar dan dink ek, weet jy, soos jy nou sê, jy kom in die slaapkamer, dan is dit so, dan dink ek, dan begin ek vou en maak netjies en so, en sit boeke, omdat ek miskien vroeër jare lank terug was ek 'n bibliotekaresse, jy het altyd goedjies wat dieselfde is bymekaar gesit, so ek doen nie, maak mooi die klere, pak dit op die bed, sit die boeke bymekaar, vat die skottelgoed uit, so normale orde is deel van my, dit is nie by almal nie, my dogter is 'n slorrybol, jy trek maar haar kamer deur toe, want dit is 'n nagmerrie. Maar dit laat vir my cope in die lewe, dat my kamer is netjies, as ek inkom is my bed mooi, my klere hang, en jy weet, ek het nie 'n televisie in die kamer nie, ek het my boek en my lekker lamp, en my Bybel as ek wil lees, of my boek, Maar jy sien, ek kan absoluut niks doen. En dit is 'n groot bad habit seker maar. Maar ek kan absoluut niks doen as my omgewing nie 100% uitgesorteer is nie. Kom sê is 'n bad habit. dis 'n goeie habit. Want Kom ek sê kom is 'n nooit bad so habit. goed dat dit kom nooit so ver. Ek kom nooit so ver om iets te doen nie, want Okay. ek kan nie mense bel nie voordat my telefoon hier is en die koffie daar staan en hierdie so is en dan moet hy nog selfde OCD. van die kante af Ja, en OCD ook. so en dan is iets nie reg nie en dan staan ek op en dan nee, dit is iets verskrikliks. Dit is vreeslik. Wat En is ek die kom net nie so ver Wat is om die te doen. bad habit agter wat jy nou sê? Is dit om daai goed reg te pak? Dit is dat dit nooit vir my reg is nie. Okay. Ek kom nie so ver dat dit reg is sodat ek my ding kan Kan doen. begin, ja. Ek wou nou Ja. net sê, die bad habit is om alles reg te kry om aan die gang te kom. ja. Ja, so Ja, presies dit ja. ja. Dink julle? Vat nou die voorbeeld van die displays op 'n Sondag. Ek kan nie daar waar daai ene nou is wat Sondag daar was kom en nuwe goeders bysit nie. Daai goed moet eers alles afgehaal word, dit moet 'n wit tafeldoek wees en van daar af begin jy werk. Wat Dis hoekom ek dit so like. Want jy begin elke keer vars en skoon van voor af. Okay, wat is die good habit in hierdie ding en wat is die bad habit in hierdie ding? Kan ek antwoord? Ja, kom asseblief. Ek sal sê good habits is organizing. Ja, verseker. Ja. Verseker. En wat is die bad habit? Over-organise. Overorganising. Ja, seker. Okay, hoe kan jy hom ook slaan? Hoe kan jy over-organizing in die bek ruk? Ek weet nie, ek het al gedink, en ons praat nou van dit spesifiek, van ek kan nie aan die werk kom nie, dit is 'n bad habit. Ek het al gedink om daai, sê nou maar die kamer uit te pak, heeltemal, my bed te draai, dit heeltemal anders te doen, goeders terug te bring en dit vir eens so hou, en dit konsentreer daarop om dit in daai toestand te hou, sodat ek my ding kan doen. En daar's baie faktore wat 'n rol speel. En daar kan 'n mens nou inkom met change of environment. Ja. Ja. Net so. Ja. Onthou Ja. in my kamer byvoorbeeld, né, moet ek slaap, ek moet werk. Ek moet goeders wegsteek wat my tannie nie kan kry nie. Soos byvoorbeeld die wasgoedmandjie staan in my kamer in plaas van in die badkamer. Want as hy in die badkamer staan, dan begin sy die vou wasgoed opvou en wegpak in haar kaste. Of dit myne sin is, of dit die tuinman sin is, of wie ewer sin dit is. So nou moet dit wegkom daar. So dis vol, want dit is nie net my goed nie, en as ek iets daar moet doen, dan verloor ek moed nog voordat ek dit moet doen. Verloor jy moed oor die organizing of verloor jy moed omdat jy dit wil over-organise? Omdat ek dit wil over-organise. Want dit is So? nie deur mekaar nie. Nou maar goed. Stel nou jou standaard
wat dit nog steeds vir jou 'n good habit is, wat sak by jou standaard van ouer organizing, wat sal